Is jy uitgeput? Nee, dit is nie die begin van 'n TED-talk nie. Dit is Jesus, maar nie die Jesus van glasvensters en swaar kerkmure nie. Hierdie is Jesus soos dit nodig is om hom weer te vertel, soos digters en pastors wat glo ons moet die ou woorde weer hoor, maar op 'n nuwe manier wat ons siele regtig kan verstaan. Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle koppe draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het en waar ons nuut ontdek en saam groei. Hierdie week in Matteus 11 vers 28 tot 30, soos Eugene Peterson dit vertaal in The Message. Are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Loop saam met my, sê Jesus. Nie glo in my nie, nie kry jou teologie reg nie. Loop saam met my. Nou ek het eendag 'n studie gelees wat wys mense wat langs mekaar stap, soos ouers en kinders, soldate in formasie of selfs paartjies in parke, hulle begin spontaan dieselfde pas aanneem. Hulle voete sinkroniseer sodat iemand en niemand probeer dit eers nie, sonder dat iemand dit probeer. Dit gebeur net. Nou ek sien dit elke oggend as ek en Ivan en Maree saam skool toe stap. Al drie van ons pas aan sonder dat ons daaroor hoef te dink. Ons loop nie op Maree se pas nie, want dit is te stadig, maar ons loop ook nie op my pas nie, want dit is te vinnig. En ons loop ook nie op Ivan se pas nie, want dit is ook net so bietjie te vinnig vir Maree. Maar ons al drie moet aanpas. Nou as ek hierdie teks lees, dan sien ek geloof werk ook so. Jy word nie soos Jesus deur harder te werk nie. Jy word soos Jesus deur lank genoeg saam met hom te loop, dat jou tempo aanpas. Jou hart begin saam klop. Die gejaagde, angstige ritme van jou lewe begin pas by die rustige ritme van sy genade. Maar hier is die kinkel. Saam met Jesus loop beteken nie jy vlug weg nie. Dit beteken jy bly teenwoordig. Jy hardloop nie van die swaar goed af weg nie, maar jy word ook nie daardeur gedefinieer nie. Glo my, as ek jou sê, ek weet wat dit beteken om stadig te loop. Ek is nou al amper 20 jaar lank in die bediening en in dieselfde kultuur met dieselfde soort mense. En die kerk het my geleer om lief te hê. Nie in die abstrakte nie, maar konkreet, deur saam met regte mense oor regte tyd te stap. Dit is wat ons vandag mis soms. Ons wil aflaaibare oplossings hê, life hacks, vinnige oorwinning. Jesus sê, loop. Dit is stadig, dit is doelbewus, en dit is wonderlik ondoeltreffend, en presies wat ons nodig het. So volgende keer as iemand vra, hoe gaan jou wandel met God? Wag 'n bietjie voor die antwoord. Moenie aan Bybellesings of kerkbywoning dink nie. Dink aan tempo. Dink aan teenwoordigheid. Dink daaraan of jy nog in pas is met die ongedwonge ritmes van genade. Tot môre, mooi loop.